Dankie dat U hier is. Ons dankie dat U God is oor ons lewens. Ag Here, kom in hierdie tydjie wat ons by mekaar is en seën ons net met U woord. Here, U is altyd teenwoordig, maar seën ons ook spesiaal in ons saam wees in U naam met U teenwoordigheid en Here met U boodskap vanaand vir ons. Ek ken elkeen se hart wat hy sit, Here, en ek ken elkeen se behoefte, se opwinding, se seer, se teleurstelling. Ek wil bid dat U vanaand met elke hart sal praat. Here, ons is hier omdat ons iets niets van U wil ontdek. En ek bid, Here, dat U dit sal kom doen, wanneer ons hier by mekaar is en in die woord is. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen. Goed, so, ons begin met die reeks en die reeks se naam is Krygers. Nou, ek seker julle kan aflei, wat is 'n kryger, weet julle? Wat is 'n kryger? Kom, kyk gou op jou Viva app. Ek seker jy het julle die Viva app op julle fone? Nee, ken julle dit ook nie? Oei, jong. 'n Kryger is die mooi Afrikaans vir die woord warrior, okay? So ons moet eintlik nou hier op kampus met krygerresies begin. Dis soos 'n warrior reis, of vegter, of soldaat, net soos wat jy wil. Dis 'n kryger. So wanneer ons nou hierdie volgende paar weke praat oor krygers wees, dan praat ons oor hoe ons warriors is in God se koninkryk en in die stryd wat hy wil voer. En waar die reeks eintlik gaan, is gebed. Wie van julle word 'n bietjie angsbevange as jy die woord biduur hoor? Wees nou maar eerlik. Raak so 'n bietjie ongemaklik as jy hoor jy gaan nou 'n biduur begin en jy het nie besef is 'n biduur nie. Jy gaan 'n uur lank bid. Is daar van julle wat dit graag doen? Dis langer as 'n standaard episode enigiets. En bidure is baie keer awkward, want ek bedoel, dan moet jy nou hardop bid, of moet jy nie, jy weet nie, en nie noodwendig gaan jy om en squeeze mekaar se hande nie, so wanneer val jy in, en dis altyd so, dis lang stil, en dan val twee mense gelyk in, het jy agtergekom, dit gebeur altyd. En dan moet jy nou nog gaan sit, jy weet nie, wat se tipe crowd is hierdie nie, dis dalk die Kumbaya sing crowd, en hulle wil hande vat, en nou sit jy lank een of ander sweterige sarel, en jy moet 'n hele uur lank sy hand vashou. So dis 'n scary woord. Gebed oor die algemeen, miskien iets wat nie so natuurlik en so lekker vir ons kom nie. Ons gaan die volgende 3 weke saamgesels oor gebed, saamgesels hoekom moet ons bid, hoekom voel dit vir ons gebede word nie verhoor nie, en hoe, die laaste week van die kwartaal, hoe bid ons? Vanaand sê ons, hoekom is gebed belangrik? Hoekom is gebed belangrik? Jou ma en jou pa gesê gebed is belangrik. Jy kan nie slaap voor jy nie gebid het nie. Jy al daai gewoonte geleer? Jy moet so dip maak voor jy in jou bed inklim, anders slaap jy nie lekker nie. Jy kan nie 'n toets gaan skryf as jy nie gebid het nie. Jy sal mos nooit deurkom nie. Hoekom moet ons bid? Anders gaan jy nie in die hemel kom nie. Moet jy nou en dan bid, dat jy daarmee met jou kant kan skoon kry? Hoekom bid ons? Bid voor alles, ons bid voor 'n vergadering. Soos gebed is soos die loper wat alle vergaderings kan open, het jy agtergekom. Dis soos, jy moet net begin met gebed, dan gaan hierdie 'n goeie vergadering wees. Wat ons dan in die vergadering vir mekaar sê, maak eintlik saakie, solank ons net weer afsluit met gebed. Ons moet 'n lekker mooi toebroodjie maak, wat in die middel aangaan is nie so belangrik nie. Ek wonder, of is gebed nog iets wat regtig lewe in ons verhouding met God? Ek dink jy kan jouself nog so ver kry om Bybel te lees en dan sê jy, weet Here, hallo en dankie en jammer en gee bietjie en dan gaan jy aan. Dis amper soos om met jou ma te praat, meer op skool. Dis so of hallo ma, nee, ek's jammer en kan ek kry en dankie, ek gaan aan. Ek dink daarom nou sê julle nie meer jammer vir julle ouers nie, want hulle weet nie meer wat julle doen nie. Hoekom bid ons? Is gebed iets waar jy opgewonde is? Is gebed iets wat vir jou natuurlik kom? Of is jy dalk soos wat ek dink meeste van ons is,
Jy sukkel. Jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie hoe om te bid nie, en as jy bid, voel dit nie eintlik vir jou of dit 'n verskil maak nie. Dis meer 'n gewoonte as 'n liefde. Ek wil hê jy moet 'n oomblik vat en dink, net in jou eie lewe, hoekom jy bid? Wat is jou rede? En om te weet hoekom jy bid, wil ek vir jou vra, dink so 'n bietjie oor hoe jou gebede van die afgelope 2 weke gelyk het. Gaan recap bietjie, gaan so 'n bietjie deur jou files. Waaroor en waarvoor het jy die afgelope 2 weke gebid? Want dit gaan vir jou baie sê van wat jy dink van gebed. As jou gebede meeste van dit net jammer en ekskuus was, dan dink jy gebed dis 'n reinigingsoomblik. Dis soos om by die kar was deur te gaan en aan die ander kant skoon uit te kom. So ek moet bid sodat ek daarom weer okay kan wees met die Here. As jou gebede meestal net Here bietjie van hierdie en bietjie van daai asseblief en ek kort nog so en ek het sis nodig was dan is die Here eintlik maar vir jou 'n standaard Mr. Delivery. Jy bel hom wanneer jy ietsie nodig het, of is daar van julle wat Mr. Delivery bel net wanneer jy eensaam voel op 'n Vrydag aand? Jy het dit al probeer? Ag, hallo dame. Hoe gaan dit daar by julle by Mr. Delivery? Is julle besig? So wat eet die mense in Potch vanaand? Nee, ek wil niks hê nie, ek gesels sommer net 'n bietjie. Jy sal dit doen nie, sal met die Here. Jy gee jou orders en jy gaan aan. Dalk bid jy nie, as jy nou met my dood eerlik moet wees, die toetsreeks het nog nie begin nie, so jy het nog nie nodig gehad om te bid nie, dis nog nie bidseisoen nie. Maar dit sê vir my ook baie van hoe jy dink oor God, want met ander woorde, jy dink nie God is regtig deel van alles wat met jou gebeur en in jou lewe aan die gang is nie. So ons praat vanaand oor hoekom bid ons, hoekom is dit nodig, hoekom is dit belangrik dat ons bid, en dan sal ons later in die reeks kyk na hoe moet ons bid. As ons dan weet ons moet bid, nou is die volgende vraag, maar hoe moet ons bid? En dit sal ons in die volgende weke oor praat. Kom ons gaan kyk na 'n storie in die Bybel, waar iemand in verhouding met God leef en in gesprek met God staan, en ons probeer 'n bietjie vanaand ietsie leer van hoe lyk dit as 'n mens bid en reg bid en hoekom is dit so belangrik dat ons dit doen? Kom, maak saam met my oop by Genesis 18. Right, so in Genesis 18 kry ons vir Abraham en die 3 besoekers wat op die ou en die engele was, en hulle sê vir Sarah, sy gaan 'n babietjie kry, sy lag lekker vir hulle, sê vir hulle, het julle nie biologie gehad op skool nie, dis te laat vir my, ensovoorts, ensovoorts. Dan kry ons hulle in Genesis 18 van vers 16 af. Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham 'n entjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom, en toe dink die Here, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Abraham sal tog 'n groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly, deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard, hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot my gekom het, gehandel het of nie. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal u die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u die plek werklik vernietig? Sal u dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie? U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie? U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie? Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie? Toe sê die Here, as ek 50 regverdiges in Sodom kry, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. Sê nou die regverdiges is 5 minder as 50. Sal u die hele stad vir 5 verdelg? Hierop antwoord die Here, ek sal dit nie verdelg as ek 45 daar kry nie. Toe praat Abraham weer met die Here, miskien sal daar 40 gevind word, en die Here sê, ook vir 40 sal ek dit nie doen nie. Hoor julle, waar kom die Jode se gebargaining vandaan? Nee, het voel vir jou of jy by 'n vloeimark is. Abraham sê toe,
moet toch nie kwaad word as ek nog 'n keer vra aan die Here. Miskien sal daar 30 te kry wees en die Here sê ek sal dit nie doen as ek 30 daar kry nie. Maar Abraham sê ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar 20 gekry en die Here sê oor die 20 sal ek dit nie verdelg nie. Toe sê Abraham, moet toch nie kwaad word nie Here. Ek wil nog net 1 keer praat. Miskien word daar 10 gekry en die Here sê ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het hy weggegaan en Abraham het na sy plek toe teruggegaan. Nou ons weet op die eind van die dag was daar toe nie 10 regverdiges nie en Sodom en Gomorra is verwoes, maar sou daar 10 wees, sou die Here Sodom en Gomorra gespaar het. Nou wanneer ons praat oor gebed, dan sien 2 amazing goed wat vir my uitstaan in die teks, en dis die 2 goed wat ek dink ons op vanaand gaan oor fokus, oor hoekom dit so belangrik is dat ons moet bid. Die eerste ding wat ons hier lees is, Abraham is besig om met die Here te gesels. Let julle op hoe spontaan gebeur hierdie gesprek. Dis asof jy saam met 'n vriend op pad is klas toe, of op pad deur Lovers Lane en net bloot gesels. Die vrymoedigheid wat Abraham het om met die Here te gesels. Wat vir my en jou sê, daar is geleentheid om met die Here net te gesels. Hoekom bid ons? Ons bid want die Here wil saam met ons kuier. Hy is jou Vader. Hy wil graag tyd met jou spandeer. Hy wil hê jy moet hom leer ken en hy wil jou al hoe beter en beter leer ken. Hy weet als, maar hy wil hê jy moet weet hy weet als. So sê vir hom als. Die Here het 'n behoefte om in verhouding met jou en my te leef. En 'n verhouding waarin daar geen kommunikasie is nie. Ek dink nie dis 'n verhouding nie. Selfs as is daar net eenrigting kommunikasie, dan sit 'n stalker. Kyk, partykeer gebeur dit dat jy en die mense met wie jy in 'n verhouding is, nie met mekaar praat vir 'n paar dae nie, maar dan wys jou body language gewoonlik hoekom nie, nê? Want selfs al gooi jy hom met 'n koppie vir sy kop, dan is jy besig om iets te kommunikeer. Kommunikasie is belangrik vir enige verhouding. En wat vir my so mooi is in die storie is die manier hoe Abraham besig is om met die Here te praat en die vrymoedigheid wat Abraham het wanneer hy met die Here praat. Die tweede ding waarna ons gaan kyk is dit wat gebeur wanneer Abraham met die Here praat. Die Here luister. Nou wanneer ons praat oor gebed, is een van die goed wat mense sê, maar dit help nie. Ek bid, maar dit voel vir my die Here hoor nie. My gebede is maar bietjie flou. Hulle skiet net tot by die plafon, dan kom hulle terug. Maar ons sien, God luister vir Abraham, wat vir ons kan sê, as nageslag van Abraham, God luister vir sy kinders. Dis vir hom lekker om in gesprek te wees. Hy neem hulle actually in ag. Ek bedoel, dis ongelooflik om te dink, wêreldgebeure sou beïnvloed word deur Abraham se gebed aan God. Die uitkoms van Sodom, as daar net ten minste 10 regverdiges was, sou verander het. God sou hulle gespaar het. Ons het gegaan van, ek gaan die hele stad vernietig, nou fyn, ek sal die hele stad spaar terwille van 10. Dis 'n huge verskil. Daai was 'n goeie bargaining. God as Vader, as iemand in verhouding leef, hy's nie 'n diktator wat net vir ons wil sê, julle moet so en julle moet so en julle moet so nie. Hy sê, ek is jou Vader, ek wil bietjie in verhouding met jou leef en ek wil hê jy moet ook insette lewer en deel wees. Dis tog die verskil. Wie van julle het al bietjie met jou pa gaan bargain oor goed? Sakgeld, dalk op skool of jy nou vanaand met die kar kan uitgaan of nie, of hom net in die garage in mag trek of nie, ek weet nou nie hoe kwaai is jou pa nie. Of oor 'n nuwe selfoon of 'n laptop of nog 'n jaar op die pik, nee, die almal het al daar gebargain. Pa, hulle sê die 3de keer wat jy eerste jaar is, dan maak jy dit, nog net 1 keer, nog net 1 keer. Daar's 'n punt wat jou pa die hoof van die huis is en as hy sê nee, gaan dit nee wees. Maar daar's ruimte om te sê hier's my behoefte, hier's wat ek graag wil hê, hier's wat ek dink. En dis God is ons Vader, hy's nie 'n diktator nie. Hy wil hê, hy hou daarvan dat ons na hom toe kom. 2 goed van gebed, hoekom ons moet bid. Gebed is die gesprek, gebed is die geleentheid om in gesprek te wees met die Here. En as jy sê jy is lief vir hom, dan wil jy mos met hom kuier en saam met hom tyd spandeer. En die tweede ding van gebed is, gebed maak 'n impak op die wêreld om jou.
Dis hoekom jy moet bid. Nou, as jy nou nog nie glo gebed maak 'n impak nie, wil ek vir julle volgende teks lees. En dit kom uit Jakobus 5 uit. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En hier kom nou die belangrike teks vir vanaand. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Abraham bid van die hele Sodom af net tot by 10. Dis nogals goed. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid. Daar's dalk die volgende ding. Wanneer laas het jy ernstig gebid? Dat dit nie moet reën nie en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Die boere was kwaad vir Elia, dit weet ons. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So jy bid met God om verhouding te bou en sy kind te wees en dis persoonlike groei tussen jou en God. Ons het nou klaar gemaak met 'n groeireeks, maar jy bid tot God want jou gebed kan 'n impak maak, kan 'n kragtige uitwerking hê op die koninkryk, op die wêreld om jou. Jy, wat jouself 'n kind van God noem, is deel van die liggaam van Christus. En hierdie liggaam is in 'n oorlog betrokke. Is besig om 'n fight te fight. En dis 'n rowwe een. En jy word geroep om as 'n kryger, 'n warrior, deel te neem aan hierdie fight, want jy kan 'n impak maak. En wanneer jy geroep word, word jy toegerus met 'n wapen waarmee jy kan gaan veg. Wat is daai wapen? Lyk my almal lees hulle eerste jaar ritme besig mee. Kom nou julle. Wat is daai wapen? Gebed, mooi. Gebed is die wapen wat God vir jou in jou hand gee, waarmee jy die geveg moet veg. Waarmee jy 'n impak kan maak, 'n verskil kan maak, 'n kragtige uitwerking kan hê op die wêreld om jou. Die vraag is, glo jy dit nog? Want ek dink as ons eerlik kyk na hoe ons bid en wat ons bid, dan wonder ek of glo ons regtig eintlik of gebed enigiets kan doen en of is dit net ietsie vir ons eie gewete? Glo jy dit? Jy word geroep om te veg en 'n impak te maak in die koninkryk van God. Julle almal ken die term spiritual warfare. Ons almal is ook opgewonde daar. Ja, dit klink cool. Ons moet spiritual warfare voer. Wat is spiritual warfare? Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Met ander woorde, hier's 2 koninkryke wat teenoor mekaar staan, die linie staan reg, en hulle veg oor wie gaan regeer. Die een is die vyand en die een is Christus, en sy koninkryk. Ons fight is nie teen enigiets wat ons hier kan sien nie, dit gaan oor ons denke, dit gaan oor ons hart, dit gaan oor ons begeertes. Jy word geroep om saam te veg in hierdie geveg en dit doen jy net deur gebed. Dis al manier. Dis net op jou knieë wat jy in daai spirituele werklikheid kan kom en 'n verskil en 'n impak kan maak. Maar ek wonder of ons dit glo. Ek wonder of jy glo jou gebede kan actually 'n verskil maak. Ek wonder of jy glo jou gebede kan die wêreld om jou beïnvloed. Soos met Elia, soos met Abraham. Want as jy dit glo, hoekom is jy nie meer gereeld besig om vir die wêreld om jou te bid nie? Daar's sekere mense in ons land wat baie dinge sê wat ek dink nie 'n kind van die Here kan dit sê nie. En geweld promoveer en bedrog en ander mense te nakom en verdrukking. En kyk, ons is besig om geld en likes by mekaar te kry dat ons vir Trump kan vra om ons te help. Maar het ons al die Here gevra? Bid jy vir die Here? En om impak te hê in die leiers van ons land se lewe. Want iemand wat 'n kind van die Here is, sal regverdig regeer, sal anders dink,
oor dit waarmee hy besig is en die mense wie hy moet dien. Maar dink ons gebede kan enigiemand tot bekering bring? Nee. Kan nie. Gebed is jou wapen waarmee jy 'n impak kan maak. Ek wil net vir jou dit sê, nou gaan jy sê, Sandri, maar ek het net nie daai gawe van gebed nie. Ek het nie eers die gawe om langer as 2 minute stil te sit nie, wat nog van bid? Is daar 'n pray as you go opsie? Ja, dink so. Ek dink vir party gaan dit meer natuurlik kom as vir ander. Soos met baie wapens, vir party is dit net meer natuurlik as vir ander. Maar ek dink almal van ons word geroep om warriors te wees in die stryd en 'n impak te maak in die wêreld om ons almal. En jy's jonk, wat kan maak dat jy op hierdie stadium jou hele wêreld eintlik maar nog net oor jouself dalk gaan. Maar hoe gouer jy hierdie begin oefen, hoe beter. Want as jy op jou eie dink, jy gaan 'n verskil maak. Nou nog gepraat van spiritual warfare. Jy gaan hier inklim en jy gaan saam hierdie geestelike stryd voer. Ek jammer vir jou, maar jy gaan vinnig plat geslaan word, want gebed is vir krygers van God soos spinasie vir Popeye is. Jy kan nie die fight as jy dit nie het nie. As jy dit nie leef nie. Jy kan nie op jou eie nie, jy kan net deur gebed. Nou, ek wonder of dink ons nie die spinasie is bietjie verlep of vet verval nie, want dink jy en ons glo nie regtig meer in die krag van gebed nie. Miskien het jy al te veel keer gebid en dit het net nie gebeur nie. Jesus sê in Matteus 7:7, vra en vir julle sal gegee word. Hy is besig om te leer oor gebed. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elke een wat klop sal oopgemaak word. Vra en vir julle sal gegee word. Is dit hoe jy dit ervaar? Ek dink hier's die probleem. Nee, slat nie waar nie. Ek vra al 3 jaar vir 'n kar, nog nie een nie. Nee, is nuwe tekkies nie. Ek loop nog met dieselfde oues maar klas toe en terug. Nee, slat nie waar nie. Vra al 6 jaar vir 'n kerel. Nog niks. Desperate times. Ek klop, niemand maak vir my oop nie. Nee, dis nie waar nie. Ek het al baie gevra, my ma moet gesond word. My pa moet ophou drink. Nog nie gebeur nie. Weet nie wie sê hierdie, niemand kan nie Jesus wees nie, want dit is nie waar nie. Vra en vir julle sal gegee word. Miskien is ons probleem dat in plaas van om gebed as 'n wapen te gebruik om 'n impak mee te maak, het ons dit eintlik as 'n tipe van 'n towerstaffie begin gebruik. So in plaas van om te sien, elke keer wanneer ek bid, is ek besig om in God se koninkryk in te storm en of my verhouding met hom te bou, of iewers 'n impak te maak op sy koninkryk en sy wil wat moet geskied. So ek het hierdie wapen om my hart en my gedagtes mee te beskerm, soos daar vir selfverdediging, maar ek het ook hierdie wapen om te veg teen die vyand, wat definitief sy bes probeer om ons van God af weg te hou. Maar in plaas daarvan, nee, maar ek het mos gebed, dis my towerstaffie, dis my genie lampie. En ek het lankal gevra vir nog wense en ek dink ek gaan hulle kry. So wat is gebed? Here in my studies. Daar sê kom my graad. Here daai ouetjie. Lovers lyn nog as daar sê ek sien hy kyk vir my. So nou wonder ons hoekom luister die Here nie na ons gebede nie, maar wanneer ons bid, ons is nie besig om te bid om verhouding te bou of om 'n impak te hê in die wêreld. Ons bid vir onsself. In Elia en in Abraham se storie, hulle het nie vir hulle self gebid nie, hulle het nie vir staf in hulle eie lewe gebid nie, hulle was besig met 'n groter prentjie. Hoekom bid ons? Ons bid om verhouding te bou en ons bid om 'n impak te maak op die koninkryk en wil van God. Dis hoekom. Ons bid nie om onsself te bevorder nie. Ons bid nie sodat ons die Here kan manipuleer en sy arm kan draai om te kry wat ons wil hê nie. Ons bid want dis die wapen wat ons gekry het waarmee ons 'n verskil kan maak. Ek wonder
Ek wonder of jy dit glo. En as jy dit nie glo nie, as gevolg van 'n storie in jou verlede, wil ek jou vra en uitdaag om dit nog 'n kans te gee. Om hierdie week te begin om jou knie te buig en regtig die Here te soek. En in gebed nie te worry oor 'n formule nie. Dis dieselfde met wanneer ons eet. Hoekom bid jy voor jy eet? Sodat jy nie moet vet word nie. Het jy al gesien, as jy jou chocolate so vat en jy bid en jy draai hom dan op, dan staan daar 0 kilojoules. Het jy dit gesien? Maar as jy hom oopmaak en jy vra eerste hap en jy het nie gebid en jy draai hom op, dan is dit dubbel die kilojoules. Nee. Hoekom bid ek? Want dit gaan oor verhouding met God. Dit gaan oor, hoekom sê ek vir my ma dankie as ek by die huis is en sy gee vir my 'n bord kos. So, seun Vader, wat ons eet, laat ons nie nimmer vergeet. Daai kom net glad nie uit jou hart uit nie. Jy bid vir verhouding met God. So wanneer jy bid, begin bietjie die week, as jy bid net jou hart vir die Here wys. Dit wat jy opgewonde maak, dit wat great is, die donker hoekies wat jy dalk nog nie vir hom gewys het nie. Vat hom in daai de mekaar kamer in waar jy self nie weet wat daar aangaan nie. Daai kamers van jou hart wat chaos is. Sê net Here, ek weet eintlik wat om vir hier te sê nie, maar kyk hoe lyk dit hier, help my, ek moet hierdie uitsorteer. En dan vra jy vir hom, want kommunikasie werk twee kante toe, as jy nie geweet het nie, veral meisies sukkel met dit, jy kan ook luister. As jy wil, sê vir my, Here, wys vir my 'n bietjie u hart. Kom praat met my. Abraham het gewag dat die Here reageer, ek weet nie of het julle agtergekom het. Begin die verhouding oefen, en dan die volgende ding wat jy begin doen, is wanneer jy op jou knie gaan hierdie week, en jy klaar in God bietjie saam gekuier het, en net jou hart vertel het, en dit wat jy oplet, sien jouself wanneer jy voor die Here gaan kniel, as 'n kryger, as 'n warrior, wat op 'n oorlogsveld uitstap, wapen in die hand. Maar vir 'n fight wat jy klaar weet gewen word, want ons weet hoe eindig die storie. So jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie bewerig te wees nie. En besef dat gebed die wapen is wat God vir jou gee, wat die atoombom van alle wapens is. Daar is nie 'n sterker wapen as gebed nie. So volgende keer as jy met iemand praat wat vir jou sê, ag ja, ek jammer, ek kan jou nou nie help nie, of wat ek nou maar kan doen is om net vir jou te bid. Dan sê vir hom net vir my te bid. Daar's niks beter wat jy kan doen as om vir my te bid nie. Dit is die beste en die kragtigste wat jy kan doen. Bid asseblief vir my. Moenie probeer om my te help nie. Die Here is kragtiger. Gebed is kragtiger. Ek gaan afsluit. Hoe sê ons in die eksamens? Wie nie leer nie? Kom deur. Ons het 'n ernstige, moderne poet hier voor. Wie nie leer nie, kom deur. Ek sê 'n bietjie vir eerstejaars, hulle weet dit nog nie, hoor. Wie nie leer nie? Mompel. Sê, ek kan nie hoor. Wie nie leer nie? Kom nie deur nie. Wie sy dryp, wat sê jy? Wie nie leer nie, kom nie deur nie. Wie nie bid nie? Staan nie so. Wie nie bid nie? Kan nie berge versit nie. Wil jy 'n impak maak in die wêreld om jou? Dan veg jy van jou knie af. Jesus sê, geloof soos 'n mosterdsaadjie sal 'n berg verskuif. Jakobus sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Kyk na jou lewe en hoe magteloos jy voel. Kyk na jou verlede en hoe leeg jou gebede dalk was. En dan begin jy die twee goed oefen, om net saam God te kuier en om vir die wêreld om jou te bid om 'n impak te maak. Hou op net vir jouself bid en lysies en ekskuus. Sê vir jouself, wie nie bid nie, sal nie berge versit nie. En ek wil in my leeftyd ook 'n storie hê soos Abraham in Genesis 18 of soos Elia. Waar ek kan sien hoe ek op my knieë gegaan het en hoe die Here uitkoms en verandering gebring het. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Jy kan 'n verskil maak. Amen. Here, U roep ons op om die stryd te kom voer. Here, ons weet, ons kan dit nie sien nie, maar ons kan dit aanvoel, Here, dat die vyand besig is en dat hy alles in sy mag probeer doen om al die kinders en dalk mense wat nog nie eens vir gekies het nie, Here, net so ver as moontlik weg te hou.
Here, maar U roep ons om saam te kom veg, om die wat nie beter weet nie te beskerm, Here, om U wil te laat geskied, om U koninkryk te laat kom. Here, wat 'n voorreg. Weet nie hoekom nie, want ons weet U het ons nie nodig nie. Maar U nooi ons om deel te wees van hierdie stryd, maar ook deel te wees van hierdie oorwinning. En ek wil dit vra vanaand, Here, vir elke jong mens wat hier sit. Mag hulle hierdie week dit gaan probeer. Here, mag hulle begin om net saam met U te kuier en mag dit deur die Gees, daai kuier oomblikke, daai saamgesels en verhouding bou, hulle regtig kom seën met U teenwoordigheid. Here, dat hulle U hart ook sal sien en U hart ook sal ontdek. Maar Here, ek bid dat hulle hierdie week op hulle knieë sal gaan en sal begin oefen om as 'n kryger van hulle knieë af te veg, soos wat U ons roep om te doen. Here, op hierdie kampus is hier soveel gebrokenheid, soveel teenstand in ons land en in die wêreld. En U sê vir ons, vanaf ons knieë kan ons 'n verskil maak in wat in die mense om ons se lewens gebeur. En ek bid, Here, dat U ons sal leer hoe. Here, gaan met elkeen wat hier uitstap, met 'n besige week instap, met 'n klomp uitdagings, 'n klomp aktiwiteite, toetse, opdragte, Here, waar hulle al moeg en moedeloos is en dalk al huis toe verlang aan die einde van 'n lang kwartaal. Wees met hulle, Here, lei hulle. Here, dankie dat ons as die kinders na U toe kan kom en dat U vir ons sê, my kinders, vra en vir julle sal gegee word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.